Amen. Is julle opgewonde? Ek het 'n baie belangrike woord wat ek met julle moet deel. En ek sou sê dit is die fundamentele waarheid wat ons elkeen moet verstaan en hoor van ons roeping. Ek dink dit is ons almal se smagting, is om te weet wat is ons roeping. Dis altyd so 'n moeilike konsep, so groot woord eintlik. Wat is die ding waarvoor ek as 'n individu geroep is? En die skrif is eintlik vir ons nogal baie duidelik daaroor en spesifiek daaroor. En die meerderheid van die kere is dit ook eintlik 'n generiese roeping wat vir elke persoon geld. So ek dink om mee te begin, julle as juffrouens en mense in die akademie en onderwysers is in 'n besonderse bevoorregte posisie om in julle beroep dit te doen waarvoor julle ook geroep is. Dit is eintlik 'n ongelooflike beeld, né? Daar's baie min beroepe wat jy kan doen en geld verdien terwyl jy ook in jou volle roeping kan staan by die werk. Dis eintlik baie skaars. En dit gee vir ons eerste goeie idee van wat die roeping is, wat God oor elke liewe een van ons se lewens geroep het. En dit is dat ons ten volle onsself moet kan uitgiet in die lewe van ander mense. Ons moet ten volle soos Jesus onsself kan uitdeel in die lewens van ander mense. Ons moet bereid wees om ons lewe neer te lê, sodat iemand anders opgerig kan word. Dit is fundamenteel hoekom ek en jy hier is. En ek dink, dit is presies wat 'n onderwyser is, wat 'n hoof is. Dit is die verantwoordelikheid, en dit is 'n enorme verantwoordelikheid, wat die Here in elke liewe een van julle se hande geplaas het. Dit is 'n voorreg, maar 'n enorme verantwoordelikheid. Dit kos iets van jou af, om elke dag bereid te wees om alles neer te lê, vir die kinders wat die Here aan jou toevertrou het. En dit, geliefdes, is dalk die mooiste opsomming van ons elkeen se hoë roeping in Christus Jesus. Dit is wat Jesus kom doen het, en dit is die voorbeeld waarin ek en jy moet kan stap. Amen. Ek wil vir julle 'n vers lees, toe ek die Here gevra het, wat op sy hart is vir vanoggend se sessie. Toe gee hy my 2 verse. Die eerste een is 'n Psalm van Salomo, Psalm 127. Ek weet nie wie van julle ken Psalm 127 nie. Dis 'n kort psalm, ek gaan hom gou vir julle lees, en dan gaan ons nou kom by die tweede vers, en die 2 verse skakel eintlik lieflik by mekaar aan. So kom ons begin met Psalm 127. En weer eens, soos ek nou gesê het, Psalm 127 gee vir ons so 'n duidelike perspektief van hoekom ek en jy op aarde is. 'n bedevaartslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. En hier kom die sleutel vir ons. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poorte spreek nie. Ons kan letterlik vir maande lank praat oor hierdie paar verse. Ek wil net 2 goed vir ons uitlig hier wat van toepassing is op vandag se woord. Die eerste ding is, Salomo maak dit duidelik vir ons dat die materiële wêreld daar buite, die materiële skool waaraan ons baie keer bou, die welstand wat ons probeer genereer vir onsself, die finansiële rykdomme, wat ook al jy dit wil noem, al daardie dinge is volgens Salomo, hy wat die wysheid het, te vergeefs. Dit tel nie in God se breër plan nie, ons verstaan dit al. Dit is tydelik en met tyd sal dit alles vergaan waarin ons werk en bou in hierdie fisiese realiteit. Maar daar is 'n geestelike riekalm wat jou ware erfenis en beloning is. En daai geestelike riekalm, noem Salomo, is die seuns van God.
Nou moet jy net gou vinnig hier stop en verstaan dat seuns in die geestelike is nie fisiese seuns soos ek nou 'n man is nie, né? In die gees is daar nie meer man of vrou nie, daar is nie meer Griek of Jood nie, sê Paulus in Galasiërs 4. So as die skrif praat van seuns, dan is dit ons is almal seuns van God. Soos wat ek ook deel is van die bruid van Christus. Hier is nie 'n geslagtelike ding nie. So Salomo sê, ons kan nie hierdie ding mis nie. Alles is te vergeefs as ons nie fokus op die seuns in ons kokers nie. Okay, nou hierdie is 'n ongelooflike beeld. Salomo verduidelik dat elke liewe een van ons het 'n koker, soos iemand wat 'n pyl en boog skiet. Amen. Dis 'n mooi beeld, né? Julle weet nie hoe lyk daai koker, is daai ronde silinder wat jy op jou rug vasmaak. En as jy nou 'n pyl en boog skiet, dan haal jy elke keer uit hierdie koker uit 'n pyl en jy sit hom in jou boog en jy span hom en jy skiet hom af na 'n teiken toe. Jy sien, dis mooi. En Salomo maak vir ons hierdie vergelyking hier. Hy sê elke pyl in jou koker is 'n seun. Sjoe. Dis 'n seun wat God aan jou toevertrou het. Dit is 'n kind wat die Here in jou klas gesit het, 'n kind wat die Here aan jou skool toevertrou het. Dis 'n pyl in jou koker wat jy afskiet na 'n spesifieke teiken toe om 'n spesifieke merk te kan tref. Nou ek wil net ons moet gou 'n ding hier verstaan wat vir my nog altyd mooi is. En dit is nou so 'n bietjie van 'n voetnota, maar dit is belangrik vir hierdie beeld. Die konsep van wat sonde is volgens die skrif. Ons het nog altyd half 'n verkeerde beeld van wat sonde is. Ons dink sonde is al die dinge wat ons daagliks verkeerd doen, né? Ek weet nie of dit vir julle ook so voel nie of dit julle ook so groot gemaak is nie, maar ek dink nog altyd sonde is elke fout wat ek maak, elke wet wat ek oortree. Sonde is nie alles wat jy verkeerd doen nie. Die Griekse woord vir sonde is die woord hamartia. En hamartia beteken om jou merk te mis. En selfs in die oorspronklike taal, wanneer daar gepraat word van hierdie woord sonde, dan word dit altyd vergelyk met iemand wat 'n boog skiet na 'n teiken toe. So as hierdie jou teiken is, en hierdie middelste bullseye is jou hoë roeping in Christus Jesus, die plek waarheen jy op pad is, die hoë roeping wat God vir jou het, die drome wat hy van jou gehad het nog voordat jy eers bestaan het, dit is die bullseye, dit is die teiken wat jy moet tref. En jy word afgevuur as 'n pyl na hierdie teiken toe en jy mis daardie merk. Jy tref hom buitekant. Die woord hamartia of sonde is die afstand tussen waar jy is teenoor dit waarvoor God jou geroep het. Daar word 'n toutjie in die oorspronklike taal gespan om te kyk hoe ver het jy die merk gemis. Dit is hamartia. Hamartia is nie om daaglikse foute te maak nie. Ons almal gaan daaglikse foute maak. Hamartia is wanneer jy nie die merk mis. Wanneer jy nie die merk maak wat God vir jou vandag het nie. Nou hierdie bring vir jou 'n totale nuwe beeld van hierdie pyle in jou koker. Want wie skiet die seuns af na die merkers toe? Ek en jy doen. Ons elkeen is eintlik 'n boogskutter. En ons is, ek wil dit vandag noem, 'n vader. Ons is almal vaders in die gees. En God het aan elke een van ons seuns toevertrou wat ons verantwoording voor moet doen. Wat ons moet kan oprig in ware gees en waarheid. Ons moet hulle kan vorm. Jy weet, die skrif sê dit vir ons eintlik so mooi. Paulus sê in Galasiërs 4 as ek reg is, dan sê hy, ek is in baringsnood dat Christus in jou gevorm word. Dit, geliefdes, is wat dit beteken om 'n pyl na 'n teiken toe af te vuur. Is dat ek jou nie net ken in die fisiese nie, maar dat ek jou ken in die geestelike en dat ek verby jou fisiese kyk. Dat ek verby 'n kind se fisiese kyk en Jesus
in hom kan raak sien en Jesus in hom kan vorm, dan is jy besig om 'n pyl te skiet na 'n ware teiken toe. En jy is die een wat die sneller trek. Dis 'n ongelooflike verantwoordelikheid, waarin elke liewe een van ons staan, en al wat dit moet doen in my en jou lewe, is om ons waaragtig nederig te los. Dit moet jou nederig hier laat sit vandag. Om te besef dat ons weet nie altyd hoe dit lyk nie, maar ons kan nog steeds die meeste doen met wat ons huidiglik het. En volgens Salomo is hierdie seuns wat jy afvuur na 'n teiken toe, die ware erfenis en die ware beloning. Daar is niks groter as dit nie. Dit is jou erfenis, geliefdes. Jy weet, ons is so verkeerd geleer soms rondom hoekom ons God dien, want ons dink baie keer, en ons is almal so geleer, maar ons dink baie keer die belofte wat God vir ons wil gee, is iets ver in die toekoms in. Iewers gaan hierdie realiteit eindig en ons sal weggeneem word na 'n ander plek toe en daar sal ons wees saam met God vir 'n ewigheid lank. Maar die skrif, geliefdes, sê iets totaal anders. Dis nie die waarheid nie. Jesus leer ons dat die ware koninkryk van God nie iets ver van hier af is nie, maar iets hier is. Jesus bring altans die koninkryk van God aarde toe. Hy bring die koninkryk hierheen. Die erfenis is hier, tussen ons. Wanneer hy tussen ons kom tabernakel, is daar 'n ware belofte. Ons kyk baie keer so ver vorentoe, dat ons die een wat voor ons staan, mis. Vanoggend toe ek wakker word, toe herinner die Here my aan 'n skrifgedeelte wat my altyd so aanraak. En ek dink dit sluit so mooi aan met hierdie beeld waarmee ons nou begin het. Die skrif begin, en dalk sal dit vir ons goed wees om die totaliteit van die skrif en net 'n bietjie in konteks te sien, vir waar die skrif begin, waar dinge begin fout gaan en waar die skrif dan ook opeindig. Jy sien, die skrif begin met die beeld van 'n tuin. En ons dink baie keer oor hierdie tuin as 'n fisiese tuin, of dit nou fisies is of nie, dit maak nie regtig saak nie, maar dat daar simboliek aan hierdie tuin is vir my en jou ontsettend belangrik om te verstaan. Hierdie tuin dui op 'n bepaalde gemeenskap. Hierdie tuin, sê Jesaja in Jesaja 63:3, ons is almal 'n tuin, ons is almal 'n planting van die Here op Sion. Dit is nie net 'n fisiese tuin nie, dit is ook baie spesifieke geestelike tuin. Nou die ganse Bybel begin met hierdie verhaal, waar God die mens in eenheid vorm en hy plaas hom in die middel van hierdie tuin, by die boom van die lewe, waar die mens kan eet van die boom van die lewe. En dan gee God 'n baie spesifieke mandaat aan die mens. Weet julle wat is die heel eerste ding wat God vir die mens sê? Die eerste ding wat hy moet doen, God sê vir hom, bewerk en bewaak die tuin. As jy wil praat oor die eerste mandaat wat God aan die mens gee, is dit hierdie twee woorde, bewerk die tuin en bewaak die tuin. Dit is die Hebreëse woord abad en shamar. Abad, bewerk, beteken ek is besig met die grond, en nou moet jy dit sien uit 'n nuwe bril uit. Dis nie fisiese grond hierdie nie, ons is almal grond, ons is altans Adama. So die mandaat is hierdie, bewerk die grond. Ek is konstant besig om in mense se grond te bewerk, te werk, besig om onkruid uit te haal, besig om saad te plant. Dis wat ons vanoggend doen, né? Ons is besig om die grond skoon te kry. Ons is besig om te bewerk. Abad. Abad dwarsteer die res van die Ou Testament is nogal mooi. Dit dui altyd op dienaarskap. Die heel eerste ding wat God vir jou sê, soos wat jy in jou roeping begin staan is, jy is 'n dienaar.
Jy weet, ons dink baie keer oor ons roepings as hierdie vreeslike verhewe plek. 'n Plek waar jy daarbo is in al jou kennis en in alles wat jy nou geestelik kan doen, maar die waarheid van die saak is, die hoogste vorm van jou roeping is om absoluut in diensbaarheid nederig te wees. Dis eintlik ironies. Maar dis die mooiste beeld. Dit is hoekom Jesus se naam is bo elke ander naam wat daar is, en tog is hy die dienaar wat almal se voete was. Jesus is vir ons die mooiste beeld van om te abat, om te kan dien. Dis jou fundamentele roeping. As jy 'n kind in jou klas het, is jy die leraar, maar eintlik die dienaar. En dan is dit die tweede woord, shamar. Shamar beteken om te beskerm, bewaak jou tuin. Nou ek wil hê julle moet dit uit 'n nuwe bril uit sien. God het aan ons almal eintlik 'n tuin gegee. Jy as individu is ook 'n tuin. Jy is 'n ekosisteem in God se plan. Binne in jou is daar 'n boom van die lewe en ook baie kere ongelukkig ook 'n boom van kennis van goed en kwaad. En hierdie tuin van wie ek is, moet bewerk word en bewaak word. En almal wat God aan my toevertrou, moet bewerk word en moet bewaak word. Dit is my rol as tuinier. Het jy al ooit gedink daaroor, en dis eintlik 'n ongelooflike waarheid, né? Dat Jesus, nadat hy uit die dood uit opstaan in Johannes 20, dan kom hy uit die graf uitgestap, en hy het 'n spesifieke gedaante gehad, soos wie het hy gelyk vir Maria Magdalena? Soos die tuinier. Sy kyk na Jesus en sy dink per ongeluk hy is die tuinier. Jy sien, die hoogste vorm van dit waarvoor jy gemaak is om die tuinier te wees in die tuin wat God vir jou toevertrou het. En daai tuin is 'n gemeenskap van mense. Daai tuin is jou gesin, man. Dit is ook ander mense, maar dit is baie keer jou eie gesin, jou eie man, jou eie dogters en seuns. Want jou hoofdisippels, moet ons altyd onthou, is hulle wat sit om jou tafel elke aand wanneer jy eet. Dis jou hoofdisipel. En jou klein gesinnetjie by die huis is 'n tuintjie. En jou skool, waarvan jy nou die hoof is 'n tuin. En binne in daai tuin is daar 'n verantwoordelikheid wat God aan ons elkeen gee. Hy maak van jou 'n tuinier. Jy moet die bome en die grond in hierdie plek moet jy bewerk. Jy moet die individue bewerk. Jy moet hulle kan dien, die onkruid uithaal. Jy moet hulle kan knip wanneer dit soms nodig is. Jy moet kan snoei, selfs al is nie altyd lekker nie. Jy moet kunsmis gooi. Soms moet jy 'n bietjie shit op hulle gooi, né, om hulle groot te kry. Sommige van julle gaan dit eers môreoggend vang. Maar dan is dit ook belangrik om die bewaker van hierdie tuin te wees. Jy moet seker maak, daar's nie 'n klomp gediertes wat inkom en jou tuin kom verniel nie. Want Salomo sê so mooi altyd, dit is die klein jakkalsies wat die wingerde kom verniel. Dis die klein jakkalsies wat inkom by die skole en iets kom perverteer in ons kinders. En jy is die bewaker van daai tuin. Jy is die een wat daai pyl afvuur. Dis mooi. Die probleem met Adam en Eva is dat hierdie rol wat hulle het teenoor mekaar ook, om te bewerk en te bewaak, is iets waarin hulle nie kan staan nie en hulle val uit hierdie tuin uit. Ek meen hulle word geskape om regtig in eenheid saam te kan wees. Maar hulle kry dan hierdie twee kinders, Kain en Abel, en is eintlik vir my die tragedie van die wêreld, die heel eerste moord wat dan plaasvind. Want in plaas daarvan dat daar eenheid is op die aarde soos wat God dit geskaap het, is daar ewe skielik jaloesie
en daar is haat tussen hierdie twee broers, en jy moet dit nou raak sien, Kain en Abel is nie 'n geskiedkundige verhaal nie. Dalk is dit 'n verhaal wat fisies afgespeel het, 10-1, dit maak nie saak eintlik nie. Die belangrike ding van hierdie verhaal is, dis 'n verhaal wat vandag afspeel, dis 'n tydlose storie. Kain en Abel se storie is my en jou storie. Dis wat met die wêreld gebeur. Is in plaas van liefde en genade wat ons het teenoor ons broer, het ons jaloesie en haat ontwikkel teenoor ons broer, en ons gaan slaan hom dood in ons veld. Dit is wat gebeur in hierdie wêreld huidiglik. Ons het geen ruimte vir mekaar meer nie. En dan vra God eintlik hierdie retoriese vraag, wat ek dink een van die belangrikste vrae is in die ganse Bybel. Waar is jou broer Abel? Dit is 'n vraag wat hy vra vir elke liewe een van ons. Ons het almal Abels in ons lewe. En ons almal is baie keer Kain wat nou net ons broer doodgeslaan het. En God vra, waar is jou broer Abel? En dan antwoord hy, is ek my broer se wagter? Natuurlik is jy jou broer se wagter, jy is die een wat moet bewaak, is dit nie? En hierdie is die siekte wat dwars deur die ganse Bybel dan heen syfer. Niemand is hulle broers se wagters nie. Ons kry deur die verloop van die skrif hierdie ligpunte van mense wat opstaan, waar dit nie vir hulle gaan oor hulle self nie, maar waaroor dit gaan oor almal anders. Nee? Ons kan almal nou aan 'n paar sulke mense dink. Noem vir my 'n bietjie een. Dalk Noag is 'n goeie voorbeeld. Noag is 'n opregte, regverdige man, nee? En hy staan in geregtigheid voor God. Hy bou 'n ark en hy en sy gesin word gered. Abraham is hier die ligpunt vir ons, waar hy die een is wat ander oprig. Ek meen, hy kry althans die belofte, hy is die vader van 'n menigte. Is dit nie die mooiste naam nie? Jy is nie meer Abraham nie, jy is Abraham, want ek maak jou 'n vader oor baie seuns. Soveel soos wat die sterre in die hemel is, soveel is jou seuns Abraham. Dieselfde belofte wat Isak en Jakob dra, Moses kry hier dieselfde, hy staan in hierdie selfde mandaat, hy is die een wat homself opoffer, om 'n deur oop te maak vir almal anders. Daar's ligpunte, yes, en veral in die begin, in Genesis en Exodus, gaan dit baie goed. Selfs in Joshua 2 lees ons van 'n lieflike verhaal, Rahab. Rahab is 'n ligpunt in 'n donker tyd. Hulle beweeg in die generasie tydperk van Joshua, nou mos in die beloofde land in, en dan moet hulle die eerste stad, Jerigo, beleer. Maar hier is 'n lieflike beeld wat die Here laas jaar vir ons oopgebreek het, né? Rahab is die woord in Hebreëus wat beteken ruimte. Sy wat ruimte het vir ander mense. Ken julle Rahab se storie? Rahab het mos die 2 spioene van die Israeliete beskerm, en dit het hulle eintlik toegang gegee om Kanaan te kan beleer. Maar hier is die belangrike beeld, jy het 'n ligpunt, iemand soos Rahab, wat ruimte het vir ander mense. Dit gaan nie vir haar oor haarself nie. Dit gaan vir haar oor haar broer. Sy is haar broer se wagter. En dan eindig hierdie ganse Ou Testament 4000 jaar wat God met die mens nou 'n pad gestap het, op 'n ontsettende dramatiese wyse in Maleagi 4. Waar God sê, Maleagi 4 vers 5 en 6. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en hierdie land met 'n banvloed hoef te tref nie. Na 4000 jaar is hierdie die laaste woorde wat God spreek in 'n Ou Testament. God sê, hier is fout met julle verhoudings met mekaar.
Die Vader staan nie op nie. Paulus noem dit baie mooi in die Nuwe Testament, van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin van die aarde af. En onthou weer eens, ons is almal vaders. God sê hierdie ding, hy sê, ek stuur vir julle Elia. En ons kan op 'n ander dag bietjie meer daaroor praat. Voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal versoening bring tussen vaders en tussen seuns. Julle is nie meer vaders nie. Julle rig nie meer die kleintjies op nie. Dis 'n woord wat jou in die vrees van die Here moet laat staan. Julle is nie meer julle broers se wagters nie. En dan vir plus minus 400 jaar sê God nie 'n woord vir die mensdom nie. En dit is dan eers Johannes die Doper wat opstaan uit die woestyn uit en hy verkondig 'n nuwe tydperk en Jesus word gebore en Jesus begin met sy bediening in Maleagi 3. En Jesus is die Adam wat Adam nooit kon wees nie. Jesus is die laaste Adam. Jesus is die mooiste voorbeeld vir ons van hoe dit lyk om te kan dien en om te kan beskerm. Jesus is die een wat altyd almal anders se voete was. Jesus is die een wat altyd besig is om uit te gaan om die laaste skaap te gaan haal. Jesus is die een wat sy lewe opoffer sodat ons almal kan leef. En dis die voorbeeld. En so eindig die skrif dan ook met 'n tuin. Hy begin met 'n tuin en hy eindig met 'n tuin. En in Johannes 21 sê Johannes die apostel so mooi, ek sien die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdal en dit lyk vir my soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En hier kom ons tot by die volle sirkel weer uit, dat God se volmaakte wil vir ons elkeen is 'n bepaalde eenheid wat ons moet kan dra teenoor mekaar, om ons broer se wagter te wees, om die bruid van Christus te wees. En daai bruid is iemand wat ruimte het vir almal om haar, wat almal om haar oprig en bring tot in hulle regmatige posisie in Christus Jesus. Amen. Ek wil gou met julle my tweede vers deel op daai noot. Dis 'n vers in Johannes 6 vers 39. Nou hierdie vers het ek nog nooit, ek ken hom in ander gedeeltes van die Bybel, maar ek het hom nog nooit gelees in Johannes 6 nie. Johannes 6, vir die van julle wat nou bekend is met die hoofstuk, gaan nou mos oor waar Jesus praat oor die manna. En hy is die lewende brood wat uit die hemel uit neerdal. Nee? En as jy van hom eet, sal jy nooit weer honger wees nie. Maar in Johannes 6 vers 39 sê Jesus hierdie woorde. En dit is die wil van my Vader wat my gestuur het. OK, fantastiese manier om 'n vers te begin. Want ek dink dit is ons almal se vraag. Wat is die wil van die Vader wat my gestuur het? Wat is God se wil rondom jou lewe en hoekom het hy jou in hierdie seisoen gestuur? Wat is die antwoord? Dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie. Kom ek stel dit vir julle in 'n makliker sin. Dat alles wat God aan my gegee het, dat alles wat hy aan my toevertrou het, dat ek niks daarvan sal verloor nie. Nou gisteraand moet ek vir julle sê, sit ek en vir die eerste keer slaan die realiteit van hierdie vers my tussen die oë. In die konteks van die gedeelte en waar hy verder in die skrif voorkom, gaan hierdie oor hulle wat u aan my toevertrou, dit gaan oor mense. Nee? Maar ek dink hier's meer en ek wil eintlik net vinnig iets sê op hierdie vers wat vir my nogal belangrik is. Die wil van God vir jou is dat jy die meeste maak met wat hy vir jou gegee het. Dit is God se wil. Dit is so eenvoudig soos dit en dit is so kompleks soos dit. Dat jy die meeste maak met al jou geleenthede.
Dat jy die meeste maak van al jou potensiaal. Dat jy die meeste maak van al jou beloftes. En al jou talente. Ek dink baie keer, ons raak vasgevang in 'n rat, waarin ons 'n spesifieke lewe lei, wat eintlik nie meer soveel van ons vra nie. En ons raak content daarin, ons is vergenoeg daarin, dit is vir ons genoeg, ons dink ons doen genoeg, ons dink ons is genoeg. Maar jy is eintlik besig om 'n klomp van die talente, klomp van die vermoëns te verloon. Jy weet, daar is 'n vers, ek het laas jaar 'n lering gegee, soos ek nou sê, ek wil nie nou te veel daarin ingaan nie, maar hierdie ding het my so kom aanspreek. Julle ken die storie van Rachel en Lea. Jakob se ware vrou is Rachel. Rachel beteken the one with the sparkly eyes. Die een wat duidelik kan sien. Die een wat vooruitsig het. Die een wat profeties is. Wat God kan sien in haar omstandighede, dis Rachel. Jakob is lief vir Rachel. Rachel stel vir ons al Jakob se beloftes voor. Al sy potensiaal voor wat hy kan bereik. En in die skrif is Lea vir ons 'n simbool van die een wat dof geraak het. Lea beteken dullness of eyes, kan nie meer sien nie, né? Is vasgevang in die vrese van haar lewe. Dis wat daai dal beteken. Daai dal beteken om in 'n rat vasgevang te wees van om halfhartig jou lewe te lei. Om nie alles te bereik wat God vir jou het nie, dis Lea. Nou Jakob trou met Rachel volgens hom. Hy dink hy kry sy ware bruid. Maar die huweliksnag kom en hy het die hele aand gemeenskap met sy bruid, né? Daar's intimiteit tussen hom en sy bruid. En hy word daar die volgende oggend wakker en toe hy sy oë oopmaak, toe besef hy, my genade, ek was nog die hele tyd besig om gemeenskap te hê met Lea. Rachel was nog glad nie in my bed nie. My beloftes, my potensiale, my talente is nog glad nie deel van hierdie nie. Ek is nog die hele tyd besig met dit wat dof geraak het in my lewe. Nou hierdie klink vir jou na 'n boodskap wat ver van jou af is. Nee man. Ons elke een raak daagliks aan die slaap langs Lea. Langs dit wat nie jou volle potensiaal is nie, wat nie jou volle belofte is nie. Die meerderheid mense slaap hulle lewe lank langs Lea en ontmoet nooit vir Rachel nie. Die meeste mense raak nooit wakker nie. En dis die beeld wat ons hier kry. Die meeste mense bly aan die slaap en het hulle lewe lank gemeenskap met wat hulle dink hulle volle potensiaal is, maar eintlik is hulle potensiaal nog steeds daar buite. En goddank, Jakob is vir ons hierdie voorbeeld van iemand wat wel kan wakker word. Jesus, ek kry hoendervleis. En besef dat dit waarmee ek heidaglik besig is, kan nie al wees nie. Dit kan nie al wees nie. There needs to be something more. En geliefdes, hierdie is die waarheid van my en jou geloofspad. Ons is almal aan die slaap geestelik. Dit is altans die vloek op die mensdom, is dat daar 'n diepe slaap op hom geval het. En ek wil vir julle sê, die meerderheid mense raak nooit wakker nie. Hulle bly in die sluimer van hulle geestelike dood vir die res van hulle lewe. Maar daar moet 'n dag kom waar God jou kom wakker maak. Waar die dag vir jou breek. So 'n mooi beeld altyd vir my, dat soos wat Jakob wakker word in die oggend en die son opkom op die horison en die son in sy oë begin skyn, besef hy is besig met die verkeerde bruid. Hy staan nie in sy ware bruidskap nie. Hy's besig met dit wat dof geraak het in sy lewe. Geliefdes, die wil van God is dat jy die meeste maak met alles
wat hy aan jou toevertrou het. Soos wat ek vroeër gesê het, dit is 'n enorme verantwoordelikheid wat jou in die vrees van die Here moet laat staan. Want al wat gebeur wanneer jy nie in daardie potensiaal staan nie, is jy doen almal in wat hy aan jou toevertrou het. Dit gaan nie oor jou nie. Dis baie lekker vir jou om agteroor te sit. Die een wat betaal daarvoor is die seuns in jou koker. Jou erfenis. Jou nalatenskap. Dis hulle wat betaal. Hierdie vers kom voor op 2 ander plekke. 2 fantastiese plekke in Johannes 17 en 18. Met Jesus se laaste gebed en met Jesus in die tuin van Getsemane. Jesus se laaste gebed dink ek is dalk die mooiste hoofstuk in die ganse Bybel en dan die tragiese gebeurtenis van die tuin van Getsemane. En Jesus stel dit bietjie anderster hierdie keer. Johannes 17 vers 20. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle, nou praat hy van sy disippels, né? Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Fantastiese vers. Onmiddellik moet dit jou terugvat na Genesis 2:15 toe. Ons is die bewakers van mekaar. Is ek my broer se wagter? Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Oor die wat U my gegee het ek gewaak. Nie een van hulle het verlore gegaan nie. Yes. Okay. Hierdie is mooi. Johannes 18 vers 9, die oomblik voordat hy in hegtenis geneem word, sê Jesus dit so mooi. Hy sê, sodat die woord vervul sou word, wat hy gespreek het, uit die wat U my gegee het ek niemand verloor nie. Man. Ek dink die absolute diep boodskap wat ons hier kry, is Jesus het aarde toe gekom vir 'n klomp redes, ons almal kan nou 'n klomp redes noem, en hulle almal gaan reg wees. Maar hier's nog 'n rede hoekom Jesus gekom het, en ek sou nogal die argument kon voer, hierdie is dalk een van die hoofredes hoekom Jesus gekom het. Jesus se hoofroeping op aarde was om hulle wat God aan hom toevertrou het, ons noem hulle sy disippels, om hulle te kan oprig en om hulle soos 'n pyl af te vuur na 'n teiken toe. En van die 11 disippels, kyk, daar was 12, maar daar was die profetiese woord in die psalms, dat een van hulle moes hom verloon het. Van die 11 disippels wat die Here vir Jesus gegee het, het hy nie een verloor nie. Van die seuns wat in sy koker is, het hy almal afgevuur na die regte teiken toe. Nou hierdie ding slaan my die afgelope tyd uit die water uit om te besef, dat hierdie is nie net die waarheid vir Jesus nie, maar hierdie is absoluut die waarheid vir elke liewe een van ons. Jy sien, God het 'n liggaam wat hy aan jou toevertrou. Seuns wat hy aan jou toevertrou. En jy is die vader, jy is die boogskutter, en jy vuur die teiken, die pyl af na die teiken toe. Seuns waarvoor jy verantwoording doen. En is mooi, wanneer Jesus praat oor hierdie seuns, dan sê hy, ek het hulle in U naam bewaar, in Johannes 17, ek dink vers 14, vers 10. Alles wat myne is Uwe, en wat Uwe is myne, ek is in hulle verheerlik. Die feit dat hulle opgestaan het in hulle hoë roeping, is waar Jesus sy erfenis in gelê het. Jy sien, jou belofte lê in waar jou seuns opeindig. Yes. Dis 'n ongelooflike beeld. Aan elke liewe een van ons het God seuns toevertrou, en dit is ons hoofroeping, om seker te maak, hulle bereik die plek wat God vir hulle het. Amen. Ek dink mens moet ook dan net verstaan, dis nie altyd seuns hierdie, soos wat julle almal sal weet, die kinders in julle klasse is, né? Kyk, my vrou is ook 'n kleuterskoolonderwyser.
En ek kry elke dag 'n update van hoe taaf die kinders somtyds is. Ek dink die troos rondom Jesus se 11 of Jesus se 12, né? Is dat hy dit alles behalwe maklik gehad het. Alles behalwe maklik. En as jy nou Jesus se 12 disippels vat as die seuns wat God aan hom toevertrou het, is dit 'n fantastiese beeld eintlik, want jy sit aan die een kant met Petrus, wat altyd ongeloof het in elke situasie, wat die hele tyd dink Jesus is op die verkeerde pad, wat 'n harde hart het wanneer Jesus met hom kwaai is, soos in Matteus 16, wat nie geloof het altyd om op die waters te stap nie. Dis die seun met wie jy sit. Jy sit nie altyd met iemand soos Johannes wat liefdevol is nie. Jy sit met 'n Judas. Judas wat gestuur is vir jou om jou te verloon. Om jou te bring tot aan die einde van jouself. Jy weet, ek het tot die konklusie gekom dat my eie kinders, my persoonlike 2 dogtertjies, het die beste vermoë om my te bring tot aan die einde van myself. Kyk, daar's nie iets waarvoor ek op hierdie aarde meer lief is as vir hulle 2 nie. Maar man, hulle kan jou bring tot waar jy agterkom, jy het nog baie vleeslikheid in jou. Dis wat hulle doen. Dis wat 'n kind doen, is hy stretch jou tot aan die einde van jouself, waar jy nie meer kan gee nie. Dis sy rol. Dis baie keer Judas se rol in ons lewe. Ons seuns, hierdie 11, dis nou maar net, die 11 is 'n simbool, né? Dis 'n tipologie vir ons. Dalk is dit vir sommige mense, 2 mense in hulle lewenstyd, wat hulle soos 'n pyl afvuur. Ek gaan nou 'n bietjie praat oor Moses se ma. Moses se ma het 1 pyl gehad. Rahab het 2 pyle gehad. 2 seuns wat God aan haar toevertrou het. 'n Spesifieke seisoen in haar lewe waar sy ruimte moes word vir ander mense wat eintlik haar vyande is. Moses het 6 miljoen gehad. Ons seuns word soos pyle afgevuur. Die Here het my bederf 'n paar jaar terug met 'n patroon waarvan ons lees. Ek is baie lief om patrone raak te sien in die Bybel. En daar's 'n baie interessante ding vir my rondom hierdie beeld, dat ek as 'n vader in my huisgesin en ek as 'n vader vir baie geestelike seuns waarmee mense te doen het, is op die einde van die dag ek doen verantwoording vir hulle. Ek moet hulle kan oprig. Dis 'n mandaat wat ek en jy kry by die lewende God. Maar daar's 'n baie interessante ding waarvan ons lees in die storie van die Exodus, né? Want jy het nou hierdie 3 stadiums. Jy het die tydperk van Egipte. Egipte is die tydperk van slawerny. En Egipte is 'n universele beeld van enige slawerny waarin jy jouself bevind. Slawerny in jou verhouding met God. Slawerny in jou huwelik, slawerny in jou finansies, slawerny in jou verstand. Egipte is nie 'n plek nie. Egipte bewoon jou verstand. Verstaan dit baie mooi vandag. So die trek uit Egipte uit is nie 'n fisiese trek nie, dis ook nie iets wat was nie, dis iets wat is. Dan is daar 'n tweede stadium, die woestyn. Dis 'n droë tydperk, 'n moeilike tydperk, 'n tydperk waardeur baie min mense kom. Die meerderheid mense sterf in die woestyn. Want daar is nie baie vooruitsigte nie. Dis 'n tydperk waar jy baie hooploos voel soms. En dan het jy 'n derde tydperk, die beloofde land, Kanaan. Kanaan is die land van melk en honing. Nou Kanaan is nie 'n paradys in die oogpunt dat alles net maklik is nie, nee. Daar is baie reëse ook in Kanaan. Maar daar is 'n oorwinning waarin jy stap in Kanaan. God hanteer die reëse in jou pad. Jy verslaan nie 'n reus nie, God hanteer 'n reus. Nou is 'n ongelooflike ding waaroor jy net gou moet dink vir 'n oomblik. As jy
'n vader is, en jy kry 'n kind terwyl jy in Egipte is, dan word jou kind in Egipte gebore. Stem julle saam? Jou kind word in Egipte gebore. As ons nou die Exodus vat as 'n voorbeeld, wat is die persentasie kans dat jou kind tot in Kanaan gaan kom? 2 uit 6 miljoen uit. 2 uit 6 miljoen uit. So kom ons sê daar is, hoeveel wit mense is daar in Suid-Afrika? Kom ons sê omtrent 6 miljoen, né? Ek dink is bietjie meer, maar kom ons sê 6 miljoen. Van al die wit mense in Suid-Afrika, sal 2 van hulle, volgens hierdie argument, die beloofde land kan beerwe, 'n Caleb en 'n Joshua. As jy jouself in Egipte bevind, as 'n kind, en jy word groot in die manier van dink in Egipte, en onthou, dis nou in jou huishouding, in die manier van dink wat jou onderwyser vir jou gee, wat mentors vir jou gee, dis 'n Egiptiese slawerny hier, het jy 'n baie skraal kans, en amper 'n onmoontlike kans, om die belofte te beerwe. Maar dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Hulle trek uit, en baie van die mense wat in Egipte was, né, trek uit Egipte uit, en hulle besluit om 'n ander pad te begin stap. Hulle wil nie meer slawe wees van 'n stelsel nie, hulle wil God op 'n nuwe pad begin, op 'n nuwe manier begin ken. Almal wat daar is, wat daai stap van geloof gevat het, se kinders is gebore in die woestyn. As jou kind gebore word in die woestyn, het hy nooit Egipte geken nie. Daai hele generasie wat in die woestyn gebore was, in tye gebore was wat dit moeilik gegaan het, né? Maar dit was nie slawerny nie. Hulle almal het die beloofde land betree. Yes. En dan is daar 'n derde groep mense. Julle moet nou net gou die argument volg, né? Dan is daar 'n derde groep mense waarvan ons lees van Joshua se tyd af, wat in die beloofde land was. Hulle het deurgetrek, daai hele generasie van seuns wat in die woestyn gebore was, hulle almal het deurgetrek deur die Jordaan tot in die land Kanaan, en hulle almal het kinders gekry binne in Kanaan. So sien gou hierdie ding raak, op grond van die vader wat in gewilligheid gestap het vorentoe. Uit slawerny uit het hy sy kind op 'n beter plek gekry, wat hom 'n kans gegee het om die beloofde land te betree. Tot waar die kinders in die belofte ingebore was. Die kinders wat in Kanaan gebore was, het nooit Egipte geken nie, het nooit die woestyn geken nie. En ons kry hierdie ongelooflike beeld dan, dat dit moontlik is om op grond van my getrouheid vandag, deur om in 'n pad van waarheid te stap saam met God, bring ek nie net myself op 'n beter plek nie, want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die seuns wat hy aan my toevertrou het. Is ek besig om my kinders, my fisiese kinders, en almal in my koker, al die geestelike seuns wat die Here aan my toevertrou het, nader te bring na die ware belofte toe. Nou daar's 'n rede dat hierdie moontlik is. Hoekom is dit moontlik? Kom ons praat gou daaroor. Waar is 'n voorbeeld vir ons van dit? Samuel is dalk die mooiste voorbeeld. Kyk, en Samuel se voorbeeld slaan my altyd uit die water uit, want ek het 'n seentjie verloor met die naam van Samuel. So Samuel se storie is nouliks verbind met my pad. Maar daar's 'n ongelooflike ding wat met Samuel gebeur. Julle sal nou onthou, die Lewiete was die priesterorde van die Ou Testament en hulle het die tabernakel gehad. Julle onthou nou die tabernakel is nou mos hierdie struktuur, hierdie tent waarin die priesters moes deurbeweeg, heilig word. Daar was 3 vertrekke binne in die tabernakel. Maar net die hoëpriester kon 1 keer 'n jaar in die allerheiligste vertrek inkom. Nou hierdie 3 vertrekke van die tabernakel kan baie mooi vergelyk word met die drie stadiums van jou trek. Die eerste vertrek is Egipte, die tweede ene is die woestyn, die derde ene is Kanaan, jou belofte.
In die tyd van Samuel kan net die hoëpriester die allerheiligste vertrek betree, 1 keer 'n jaar. Maar die eerste keer wanneer ons lees van Samuel, ken julle die storie? Die heel eerste keer wat ons lees van Samuel, is Samuel besig om te rus, sê die skrif, in die allerheiligste vertrek. Daar is geen rede dat Samuel daar moet wees nie. Hy verdien dit nie volgens die Levitiese wet nie. Hy's nie rein nie. Hy het nie sy voete gewas nie. Hy's nie sondeloos nie. En tog bevind hierdie jong seentjie homself binne in die allerheiligste vertrek waar die Gees van God ten volheid woon. Jy moet die vraag vra, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Hoe regverdig jy dit? En die antwoord is eintlik so mooi, geliefdes. Jy moet kyk na Samuel se ma. Jy sien, Samuel se ma het uit 'n plek uitgekom van onsaglike slawerny. Uit 'n stadium uitgekom waar dit regtig sleg gegaan het met haar, deur 'n egskeiding. Sy's abused, 'n donker verlede het sy gehad. Maar sy het op 'n pad begin stap waar sy uit die prototypiese Egipte getrek het, deur die woestyn. Sy het 'n pad met die Here begin stap, na sy stem begin luister. Sy staan in gehoorsaamheid. Sy staan in posisie. En sy kom tot in Kanaan in. Sy staan in haar regmatige plek. En daar baar sy 'n kind. Samuel ken nie die woestyn nie. Samuel ken nie Egipte nie. Samuel is gebore in sy belofte. En dit sit hom op 'n plek waar hy totaal anders kan dink oor wie God is en oor wat hy moet doen. Hy het nie die blokkasies wat baie van ons sal hê nie. Die eerste keer wanneer ons van hom lees, is dat hy ten volle homself bevind in die teenwoordigheid van God. Dit is 'n lieflike ding waarvan ons lees in 1 Samuel 2, waar die skrif sê, Samuel se ma het elke liewe jaar vir hom 'n mantel gemaak, 'n bekleding gemaak. En soos wat hy gegroei het, het sy ma hom beklee, sien dit in die gees raak. Jy is die een wat jou seun jaar na jaar moet kan beklee. Soos wat hy groei in die gees, jy bring hom tot wasdom. Ek dink wat ek probeer sê is, hulle wat God aan ons toevertrou het, en veral die kinders, die fisiese kinders wat ons ook het, hoef nie dieselfde pad te stap as wat ons het nie. Ons kan vir hulle iets bied. Ons kan hulle groot maak met 'n spesifieke manier van dink rondom wie God is. Hulle vrymaak van dit wat ons tot vandag toe steeds bind. Jy maak hom groot binne in die allerheiligste vertrek. Binne in die teenwoordigheid van God. Yes. Dis ongelooflik. Hy kan nie meer verdwaal in die woestyn nie. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte, wat eintlik hierdie hele ding vir ons net mooi opsom. Hoekom is dit moontlik dat Moses, en jy moet nou Moses se storie ook nou raak sien, Moses het nooit die beloofde land betree nie, hy het tot by die grens van die beloofde land gekom. Maar hoekom was dit moontlik vir Moses om Egipte te kan vryspring, om los te kan kom van Egipte? Wie is verantwoordelik vir dit? Wie? Sy ma. Jy sien, ons praat baie keer oor hoe groot Moses se roeping was, né? Jy weet, as ek iemand kan uitsonder oor wie se verhaal ek die meeste van hou, is dit Moses. Maar daar is iemand wie se roeping groter was as dit, en dit is so klein daad van geregtigheid wat sy gedoen het, Moses se ma. As dit nie was vir Moses se ma nie, hoor hierdie, het die Exodus nooit gebeur nie. So in die tydperk van Exodus 1 en 2, vermeerder die Israeliete nou mos in Egipte, die farao is bang daarvoor, dat hulle gaan oorrompel, en hy maak dan hierdie wet,
al die seuns word in die Nyl gegooi. Julle ken die gedeelte, né? Nou, ek wil net gou hê jy moet hierdie ding verstaan. Daar's 'n ontsettende belangrike waarheid vir ons wat ons nie moet mis nie. As jy in Egipte is en ek maak my kinders met die Egiptiese manier van dink groot. Ek is 'n onderwyser in my skool en ek maak hulle groot met 'n Egiptiese slawerny denkraamwerk. Daar is iets wat met daai kinders gebeur. Hoor nou baie mooi hierdie ding. Wat gebeur met kinders in Egipte? Hulle verdrink in die Nyl. Dis wat gebeur. 'n Kind kan nie uit Egipte uitkom nie. Hy kan nie. Net as hy 'n ma het soos Moses. Maar ek dink hier's 'n ontsettende waarskuwing vir elke liewe persoon om net hierdie ding te bedink, né? Ek weet ek sê dit nou heeltyd, maar vir my is dit so praktiese waarheid vir nou. Dis nie iets wat was nie, dis iets wat is. As ons kinders blootstel aan Egipte, dan verdrink hulle in die Nyl. En wat is daai Nyl? Ek meen, die skrif praat so mooi van die waters. En die gevaar van die waters. Dawid praat gereeld. Psalm 69 sê Dawid, Vader, die waters het geklim tot by my siel toe. Ek kan nie meer asemhaal nie, sê hy. Hy praat van die druk van die wêreld daar buite en die slawernye van die wêreld het soos waters hom begin benoud maak in sy lewe. In die boek van Openbaring lees ons, Openbaring 17 sê, die waters of die see is 'n simbool vir ons van humanity, die mensdom, né? Die boosheid van die mensdom, die perversiteit van die mensdom, dis die waters. Openbaring 13 sê, uit die waters uitkom die groot draak, en hy kom verslind almal wat op die land is. Dis 'n beeld vir ons. Die gevaar lê altyd in die waters. Ek meen die Bybel begin met Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die waters. So hierdie is 'n donker plek. Die waters is 'n plek waar die lig nie kan penetreer nie. Die perverse wêreld daar buite. Wanneer 'n kind in daai omstandighede groot word, dan verdrink hulle daar. Hoor gou hierdie vers. Jessie. Wat nou so mooi praat van die Nyl. Esegiel 29 vers 3. So spreek die Here, kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat woon in jou strome. Wat sê hierdie strome is myne, ek het dit vir myself gemaak. So daar's drake, daar's slange binne in hierdie Nyl, in hierdie waters. En wanneer jy 'n kind daar groot maak, dan sterf hulle daar binne. En dit is die merkwaardige ding van Moses se ma. En dit is nie net Moses se ma nie, né? Want Moses se ma doen iets. Sy maak vir hom 'n mandjie van bissies. Sy maak vir hom 'n mandjie. Maak daai woord mandjie in julle oor vas. Ek gaan nou weer ietsie daaroor sê. As ek vergeet, herinner my. En sy sit hom op die Nyl. Sy maak vir hom 'n veilige ruimte. Sien dit nou raak. Sy beskerm hom teen die invloed van die Nyl of die waters, of noem dit die perverse wêreld daar buite. En hy seil af met die Nyl. Ongelooflike beeld. Maar daar's nog iemand wat belangrik is in hierdie storie. Miriam, sy sussie, staan aan die kant van die Nyl en sy hou haar oog op hom. Jesus. Jy sien, is ek my broer se wagter? Mooiste beeld hiervan. Sy het 'n plek in haar oog ontwikkel vir haar broer. Sy maak seker die Nyl sluk hom nie in nie. Sy kyk vir hom. En dan kom hy tot by die Farao se paleis. God bring hom uit deur al die gevare tot daaraan en Farao se dogter tel hom op en sy noem hom Moses, hy wat uit die waters getrek is. Dis mooi.
Nou jy moet 'n ander ding raak sien, Moses se hele storie, net so voetnoot dan, hè. Moses se hele storie gaan oor die waters. Hierdie oomblik is sy diepste wond, maar man, dis sy grootste roeping. Moses kon op grond van dit wat sy ma en sy sussie en Farao se dogter aan hom bewys het, hoe hulle hom beskerm het en opgerig het vir 40 jaar lank. Dit het iets so in hom verander dat sy hele getuienis juis daaroor gaan. Hy is die een wat die waters oorwin het. Ek meen, wat is die heel eerste plaag? Hy gaan staan binne in die Nylrivier. En hy verander die water van die Nyl, die boosheid van die Nyl, in bloedwater in, wat natuurlik vir ons 'n beeld is van Jesus se versoening wat hier plaasvind. Yes, dis mooi. He overcame the thing. Hy beweeg van hier af na die Rooi See toe. En wat moet gebeur? Ek meen, jy moet dit nou al verwag. Die waters maak voor hom oop. Hoekom? Nie op grond van iets wat hy so seer gedoen het nie, maar op grond van hoe sy ma hom groot gemaak het. En hoe Farao se dogter hom gered het. Iets binne in hom het verander. Waters kan hom nie meer so oorweldig nie. Hy kom tot by die put van, of die fonteine van Elim, en hy kan vir almal vars water gee. Hy kom tot by die rots, en hy gee vir almal vars water uit die rots uit. Sy hele storie is die storie van water. Selfs wanneer hy dan sterf, is hy die een wat werklik die pad oopgemaak het, vir almal om die beloofde land te kan betree, deur die waters heen. Maar kom ons praat net laastens vinnig oor Moses se ma. Jy mag nooit die belangrikheid van die klein sake minag nie. God is 'n God van klein dinge. God is 'n God van klein dade van geregtigheid. Ons dink nou oor hierdie pyl van wat jy afskiet as 'n groot ding wat jy nou in iemand se lewe doen. Dit is dalk groot goed, maar dit is baie keer klein goed. Klein daaglikse goed wat God vir jou vra om iets aan iemand anders te bewys. Jy weet nie wat dit beteken nie. Moses se ma is 'n vrou met wie dit baie moeilik gaan. Maak geen fout nie. Sy het niks. Jy weet, 'n ruk terug slaan dit my uit die veld uit om te besef, wat is die beeld van die bissies wat sy gebruik om 'n mandjie mee te maak, om Moses mee te beskerm? Wat is die beeld van die bissies? Hoekom sê die skrif dit spesifiek? En dit slaan my die veld uit. Sy gebruik wat sy het. Dis wat hier gebeur. Sy het niks. Sy het bissies. Bissies is nie genoeg nie, maar dit is. Sy het bissies en sy het lijmgrond. Dis al wat sy het. Sy het nie geld nie, sy het nie 'n toekoms nie, sy is absoluut op die hopeloosste plek van enigiemand in die Bybel. En sy het 'n seun, en al wat sy het, is om hom te kan beskerm vir 3 maande, en in daai tydperk besluit sy om die meeste te doen met wat sy het. Dit is God se wil vir my en jou. Wat is God se wil? Dat alles wat hy vir jou gegee het, dat jy niks daarvan sal verloor nie. Dit is die beeld van die mandjie. En weet julle wat is die mooiste ding van hierdie mandjie? Die woord mandjie wat hier voorkom in Eksodus 2, is presies dieselfde woord waarvan ons lees in Genesis 6, vir die woord ark. Presies dieselfde Hebreëse woord. Hy kom in 2 verhale voor. Hy kom voor met Noag, wat 'n man van God was, hierdie enorme geloofsheld is. En hy bou in gehoorsaamheid 'n ark waarin die mensdom gered word. Wat beteken Noag? Noag beteken rus. Hy wat in rus staan, hy wat 'n rusplek is vir ander. Yes, dis mooi. Hy wat ruimte het vir mense. Dis 'n ark wat jy vorm, man. Jy bou 'n ark deur om 'n plek van rus vir ander te wees.
Dis julle roeping. Dis wat Moses se ma gedoen het. Moses se ma het 'n ruimte van rus geword en dit was al wat sy gehad het. Lijmgrond en bissies. En met die bietjie wat sy gehad het, het sy 6 miljoen mense uit Egipte uitgekry. Dis al wat dit vra. Ons dra ons kinders tot in hulle beloftes. Dis die grootste geskenk wat God aan ons elkeen gegee het. Dit is ons erfenis. Maar man, dit is so verantwoordelikheid. Want waar ek staan, is die plek waarna toe ek my kinders skiet. Amen.